Genesis 3 vers 3. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Sy praat met die slang, is nie 'n goeie ding om te doen. Vers 4, toe sê die slang vir die vrou, julle sal nie sterf nie. Vers 5, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees. Kan bly terug daarna, dit beteken net, jy is nie goed genoeg nie. In Johannes 3 vers 8, hiervoor het die Seun van God gekom, om die dade van die duiwel te vernietig. Dis hoekom Jesus gekom het. Daar is geen twyfel oor nie, die Bybel is duidelik daaroor, Jesus het gekom om die werke van die duiwel tot nie te maak. Wat is die werke van die duiwel? Is om verhoudings te breek. Dis om boosheid te laat gedui. Dis enige vorm van gebrek, enige vorm van siekte, dood, tekortkoming, noem het wat jy wil. Dis die werke van die vyand. Johannes 10 vers 10 praat Jesus, hy sê, die duiwel kom om te steel, hy kom om dood te maak, en hy kom om te vernietig. In Johannes 3 vers 8, Jesus het gekom om hierdie werke van die duiwel te verbreek, tot nie te maak. Kom terug na Eva toe. Eva is gemaak in God se beeld. Dat is die fout nie. Dis voor die sondeval. Sy is gemaak in God se beeld. Sy is 'n geseënde. Sy wandel met God. Ons lees in die aand, dan kom die Here en hy kom loop saam met Adam en Eva in die tuin. Sy kan met hom praat. Oog van oog. Sy kan hom vra, sy kan hom gesels. Daar's geen beperking nie. Sy ken God. Daar's geen gebrek nie. Eva het geen gebrek nie. Sy het in haar lewe nog nooit iets gestryk nie. Sy was nog nooit in 'n Woolworths nie. Sy het nie rekening om te betaal nie, sy hoef nie af te stof nie. Sy het geen gebrek nie. Geen siekte nie. En sy het vir Adam. Sy is getroud met die seksieste hank op aarde. Sy weet, Adam het nog nooit na 'n ander vrou gekyk nie. Sy weet, sy is die mooiste vrou op aarde. Die begeerlikste, lieflikste ding wat daar is. Dis Eva. En as jy nou die duiwel is, jy is die slang. En jy moet haar van hierdie ding af weg. Wat sê jy gedoen? Ek kom met een ding. Hy sê vir haar, luister, God hou terug, dat is meer. God hou terug, daar is meer as wat jy het. Jy mis uit op ietsie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan beter wees as wat jy is. Jy is nie goed genoeg nie. En dis die leer, waarmee die vyand kom, en die ganse skepping kom omkrap. Jy is nie goed genoeg, Johan, wat Colina? Dat is meer. Jesus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek. So hy het gekom om hierdie leuen onklaar te maak. Sodat jy kan weet, jy is goed genoeg. Jy het dit. Kolossense 2 vers 9. In hom, in Christus, woon die hele volheid van God liggaamlik. Jesus is God. Nie soos God nie. Hy is God. In hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul.
Jy, as Christen, as wedergebore mens, is gevul met Christus, met die volheid van God. You are complete. Jy is volmaak. Ons is skaam. Ons voel ons is te sleg, ons is verwerplik, ons is nie goed genoeg nie, ons is onder standaard, ons is minderwaardig. Ons almal veg met hierdie ding. Almal van ons. Want hierdie leuen het gekom, heel in die begin. En Eva het geglo, en sy het Adam oortuig, en as gevolg daarvan, het alles in tye gestart. En alles het 'n kompetisie geword. Alles op aarde is 'n kompetisie. So dink nou vir jouself. Dink nou vir jouself. Ons is heeltyd in wedyvering met mekaar. Een of ander vorm van kompetisie, maak nie saak wat dit is nie. Sodat ons beter kan voel oor onsself. Hy sê, dit is belaglik. Ek het nou dag 'n stukkie van die einde gekyk van die Amerikaanse ope golf. Maak hom die naam van Spawn het dit gewen. Vir so 'n naweekie se golf het hy gekry so min of meer 80 miljoen rand. Dit maak nie sin nie. Maak nie sin nie. Usain Bolt kan vinniger hardloop as ek. Hy het nog nooit in my gehardloop, maar ek vermoed hy kan vinniger hardloop as hy. En almal klap hande en dit is vreeslik en hy kry borskappe en dit is fantasties. Dit raak my niks. Hoe vinnig jy ook kan hardloop nie. Dit raak my niks. Maar is 'n kompetisie. Ek het al gesit saam met mense en rugby kyk. En dan as ek nou kyk ek meer vir hulle. Dit is verskriklik. Ons is uitgelewer aan hierdie lewe. Alles gaan oor kompetisie. En die wortel daarvan is, as ek wen, gaan jy vir my erkenning gee. Dis dit. As ek die beste is, gaan almal vir my hande klap. En as hierdie geweldige drang, hierdie absolute dryf, nou net erkenning. Want dis wat die vyand kom wegvat. En hy sê, jy is nie goed genoeg nie. You are not good enough. Alles gaan oor prestasie, want ons vrees verwerping, ons vergelyk ons self heeltyd met mekaar. As jy in 'n vertrek instap, en almal het T-hemde aan, en jy het 'n baadjie aan, dan voel jy, wie is nou fout. Wat maak dit saak? Wat maak dit saak? Ons voel minderwaardig. En ons verhouding met die Here, is dit ons grootste geveg, dieselfde ding. En dan kom hy, Jesaja 43, vers 4, en hy sê, omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou lief het. Hy, God, kom staan voor jou, en hy sê, jy is geëer, jy is kosbaar in my oë. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Geen veroordeling. Ek het al 'n paar keer genoem, ja, vir tyd, dat ek dink een van die fundamentele, een van die basispunte, een van die goed wat Jesus aan vasgehou het vir sy hele bediening, is toe hy gedoop is, en Heilige Gees kom op hom, en Vader sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Goed genoeg. Johannes 6, dink vers 27, praat hy daarvan, hy sê, hy praat, Jesus, hy sê, hy die siel van goedkeuring, the seal of approval van Vader ontvang, toe hy
Dis die basis van verhouding. Vir jou huwelik, vir jou man, vir jou vrou, vir jou pa, vir jou ma, vir jou seun, vir jou dogter. Om net mekaar nie oor te ding en sê, luister, ek eer jou. Ek het behaag in jou. Ek gee vir jou my siel van goedkeur. Dit verander alles. En wat doen ons? Ons doen die teenoorgestelde. Want ons voel so klein en sleg in onsself, dat ons heeltyd self probeer aandag kry. En dan vang ons goed aan, en ons beklei, en ons kerm, en ons stry met mekaar, en ons skree op mekaar, en ons doen dinge wat ons nie behoort te doen nie. Bloot omdat ons in onsself voel, maar ek word nie geëer nie. Hierdie is die basis van Christen wees. Dis die basis van verhouding. Om iemand te kan raak sien, en erkenning te gee, en sê, weet jy wat? Jy is genoeg. Jy is goed genoeg. Jy is goed genoeg, ek eer jou. Die vertaling sê, Jesus died for you. As the result, He has brought you into the very presence of God. And you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. Ons lees dit. Ons sukkel om dit te glo. Want ons verdien dit nie. En ons voel ons is nie moeite werd nie, ons is nie goed genoeg nie, ons... Maar hy, God, het besluit, jy is goed genoeg. Hy het jou lief. Hy het jou gekies. Hebreërs 10 vers 14, deur 'n enkele offer, het hy vir ewig, geheel en al gereinig en vervolmaak almal wat geheilig word. Deur een enkele offer, Jesus Christus, het hy gekom en almal wat hy gekies het, kom heilig. God se plan, nie ons plan nie, sy plan, sy afgehandelde werk. Jesus het dit gedoen, is klaar, is verby. Is gedoen. En jy word gered en jy gaan hemel toe en jy gaan in die absolute fantastiese ewigheid saam met God in, op grond van wat Jesus gedoen het, nie jy. Is net 'n geskenk, is net genade, is net hy wat kom, sy liefde en sê, hey, weet jy, ek kies jou, kom saam met my. Is net sy goedheid. Is net hy. Kolossense 1 vers 21. Julle was eers vervreemd van God, was vyandig in julle gedagtes, as gevolg van julle slegte dade. Maar nou het hy, Jesus, ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Ja, is hierdie, is die beste nuus wat ooit verkondig kan word. Dis die evangelie, dis die beste boodskap, nuus wat iemand ooit vir iemand kan gee. Dis God het jou gekies, omdat hy jou lief het. En het jou kom heilig. Omdat hy jou lief het. Into the very presence of God. And you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. Sê die vertaal. Dis mind-blowing. Dis God. Dis die heilige. So ek weet nie waar jy is in jou lewe, hoe jy staan, met alles wat aangaan. Ek het vir jou sê vanoggend, jy is goed genoeg. So goed genoeg, dat die heilige jou gekies het. Gesê, kom, jy is myne. En hy het gekom, en hy vat jou, en hy maak jou rein. Filippense 1 vers 6 sê, die werk wat hy in jou begin sal hy voleindig, tot op die dag van Jesus Christus. Beteken nie, jy kan net aanjaag en te kere gaan en droog maak, sê, nee, hoe beter jy God se genade verstaan, hoe meer hunker jy na hom.
Meer soek jy hom. Hoe heiliger wil jy wees? Maar hy is die een. Jy is goed genoeg. Dit is nie 'n kompetisie nie. Jy is met niemand in kompetisie. Jy hoef nie te wen nie. Want jy het klaar gewen. Hy het jou gekies. Hy het klaar gedoen. Dit is afgehandel. Jy is heilig en vlekloos in die Vader se oë. Ek kan dit verstaan. Want ek het soveel helps, ek het soveel goede wat ek mee sukkel. Maar hy sê, as Vader na my kyk, dan kyk hy deur die filter van Jesus se bloed. En dit was al my skete en tekortkominge weg. En ek kan wees soos Adam, in die aand saam met hom in die tuin staan, sonder bang te wees, sonder verwyte. Want hy is die een wat dit doen. Nie ek nie. Jesus het jou gered. Dis dit. Jy hoef nie te presteer. Jy kan ontspan. En dis waar ons moeilikheid kom. Ons is nie die geveg, heeltyd, vir net, vir erkenning, vir liefde, vir aanvaarding, vir eer. En dan het ons dit nie. En die manier wat ons dit najaag, word die wêreldse manier, en gaan vir ons oor goeders, gaan vir ons oor geld, oor posisie, oor eer, oor rykdom. Goed wat in Vader se oë eintlik niks beteken. Hy het die Amerikaanse oop gewen. Ek weet van hom niks. Ek weet nie hoe veilig hy is nie. Dit tel vir goudpunte. Ek weet nie hoe betroubaar hy is nie. Dit tel vir goudpunte. Ek weet nie hoe eerlik hy is nie. Ek weet nie hoe nederig hy is nie. Maar ons as mense betaal 'n klomp geld om hom eer te gee, omdat hy die bal verder en reguiter as ek kan slaan. Hoewel ek nog nie die ons leer. Dit maak nie sin nie. Ons jaag goed na en ons soek ons waarde, ons soek ons erkenning in maniere en goedes wat eintlik vir die koninkryk niks beteken. Ontspan. God het jou. Hy het jou gekies. Hy het jou lief. Jy is goed genoeg. Romeine 8 vers 33. Wie kan die wat God gekies het aankla? God self spreek hulle vry. God self het jou gekies en goed genoeg verklaar. So ons lees weer die laaste skryf. Johannes 3 vers 8. Hiervoor het die Seun van God gekom, om die dade, die werke van die duiwel te vernietig. Neem dit in jou lewe. En vir die ding in jou hart gee, die vastigheid, die wete, die sekerheid. Jy is goed genoeg. Hy het jou gekies. Soek sy wil, soek sy weer, soek sy maniere. Die wêreld. Want hy is God. En hy die leer. Hy is goed genoeg. Ons bid. Here, hoe kan dit wees dat die ons sondes op Jesus gelaai het en sy geregtigheid gevat het en as 'n kleed oor ons kom hang het. Dankie, Heer. Dankie, Vader. Dankie, 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 dankie. En maak nie saak by die wêreld of wie ook al sê. U sê, U het ons lief en ons is goed genoeg. Here, mag dit in hierdie jaar en in die res van ons lewe vir ons 'n baken word
iets waaraan ons kan vashou, ons hoop op kan plaas en kan weet, maak nie saak wat gebeur, maak nie saak wat aangaan nie. U, die Heilige, het ons lief en het ons gekies. En ons kan sonder vrees, met vrymoedigheid, in U teenwoordigheid ingaan en sê, my Here en my God. Dankie, Here. Ons aanbid U. U is 'n goeie Vader.